Ek dink die ding van 'n boek skryf was 'n gedagte by my, omdat daar soveel dinge gebeur het en ek van kleins af al in die publieke oog was. So iewers het daar miskien iemand vir my dit genoem, of ek het self daaraan gedink of wat ook al. En altyd gedink, ek sal miskien 'n boek skryf. Ek het gevoel ek sal 'n boek skryf wanneer ek die Lamb, ek weet nie of van julle is wat weet van die Lamb nie, maar dis 'n projek wat ek nou al 17 jaar lank probeer ontwikkel en wil maak. Dis 'n fliek is baie evangelies, so my ervaring, en maar is 'n eerste eeuse storie, en dit het baie van my tyd opgevat en baie van my soort van is in die ding, en ek het al gevoel dat dit ook soort van biografies is in 'n opsig. En 'n gevoel is daar, as ek klaar is met die fliek, maybe gaan dit waarde gee om 'n boek te skryf, en dan is daar iets van 'n volronding aan, jy weet, ek het een of ander era in my lewe klaargemaak of wat ook al. En mense het genoem ook, jy weet, as ouens het gesê, yes, dan vertel ek hulle 'n staaltjie, en dan sê hulle, man, jy moet 'n boek skryf. Dan dink ek, jy weet, dis amazing, dan vertel ek of ek dink aan die staaltjie, en ek dink, wat sê ek verder? As die staaltjie verby is, jy weet, mens kan nie 'n boek, anders moet ek 'n boek skryf met 'n klompie staaltjies, en that's it, jy weet, en ek het nie gedink, dit is soort van waardevol nie. Ek dink, is nice om storieetjies te hoor en so, maar ek wou iets meer doen, maar ek het nie geweet presies wat nie. En toe bel Susan my, en dit was amazing, want toe sy my bel, toe is dit vir my amper, jy weet, is die atmosfeer het by mekaar gekom, die dinge het begin werk. Dis net asof dit die serendipitous tyd was vir boekskryf. En ek dink ek het vir jou gesê, gaan dink daaroor of iets, nie het vir jou gesê, nee, jy het my gesê, die tyd is nou reg. Ja. So, ja, dit was vir my soos 'n bevestiging, dis die regte tyd. En onmiddellik was ek so geïntimideer deur net die proses van om uit te haal wat hier binne is, en op 'n eerlike, integriteitvolle manier op papier te sit. En ek kan nie onthou of jy in die eerste gesprek wat ons gehad het, of in die tweede gesprek wat Susan gesê het, ons kry vir jou iemand wat vir jou dit sal skryf. En hey, hoe gaan dit? Eers jou sien ek werk. Adresse, telefoonnommers, e-mails. In elk geval toe daar 'n verligting gekom, en ek het vir Danny al geken. In feite, toe ek hom sien met ons eerste ontmoeting, toe besef ek herken hom van die gange van die SAIK daai tyd. En ons het so half besin oor dinge en goedes, en toe besef jy, ons het nooit regtig by mekaar uitgekom nie, maar ons was die hele tyd in dieselfde omgewing, en dis hoekom ek hom eintlik geken het. Hy het 'n paar dinge gedoen en dokumentêre gemaak en so. En toe begin die proses. So die of ek 'n boek gaan skryf was toe baie maklik vir my beantwoord deur Susan se oproep, en toe kom die ding van die proses, en die eerste ding wat ek aan dink is, hoekom skryf ek 'n boek? Jy weet, hoekom skryf mense 'n boek? Wat het ek meer as enigiemand anders hier om die tafel om te deel, tensy mense dit op 'n manier deel, want ons het almal 'n storie, so it's the way you tell the story, dink ek. En toe besef ek wel, ek gaan vir Danny totaal moet vertrou met alles, dat hy half die siftingswerk doen, want ek dink, ek bedoel, dit is 'n cliché, dat jy sê, wat sit ek in en wat los ek uit? En wat ek toe besluit is, ek sit alles in, behalwe goed wat my kinders gesê maak. Want ek wil nie my kinders teleurstel nie. Ek wil nie, jy weet, dit was my besluit gewees. En
ek het daaroor besin, Danny weet nie eens daarvan nie, dat ek deur hierdie goeders gegaan het. Ons sal nog moet daaroor praat, want dit is 'n interessante proses op wat ek deur gegaan het, tot ek een aand besef het, jy kan ook nie so 'n boek skryf en sê nie, maar gaan 'n paar dinge uithou en nie vertel nie. En toe besef ek, jy weet, as jy jouself kwesbaar maak, maak jy jouself kwesbaar en jy doen maar die hele ding en wees dan eerlik en hoop vir genade van die lesers af en kyk wat gebeur. En toe is ek maar so eerlik as wat ek kon wees, maar veral met, jy weet, goeie soos ek en Jana se skei stories en jy weet wat daar gebeur het en die tipe losbandige lewe en daai goed, daar's klomp goeders wat ek kon. Daar was wel goed wat ek nie kon vertel omdat dit mense beskerm. Daar's dinge wat jy weet wat gebeur wat as ek dit sou vertel sou dit iemand verskriklik seermaak. En trouens, dit kan hom nie seermaak nie, hy is dood. Maar hy dis 'n ou wat my suster gemolesteer het en ek het dis amazing hoe die Here werk in mense lewe, want ek het by 'n punt gekom waar ons saam gaan kyk het na 'n Barney Simon stuk en die ou het daar verskriklik te kere gegaan oor Christene en wedergebore en weet nie wat alles. En toe sê ek vir hom, jy sê wel, jy weet, ek kan vir jou vertel daarvan en ek het toe vir hom vertel van my ervaring en die stuk het veroorsaak dat die ou ommekeer gemaak het in sy lewe. En is 'n baie bekende ouer akteur. En ek dink dis so wonderlik, maar dit het geen dit het geen waarde amper as jy mense daaraan sit nie, as daar nie 'n identiteit aan is en dan sit sommer net dan kan dit enige storie wees, dan kan dit ding wees wat mense in die lig uithaal. In elk geval, so het ek toe besluit om alles te vertel, behalwe nou so iets waar ou mense sou seermaak. Hy kan nie seermaak word nie, maar sy legacy, sy kinders kan seermaak. En die ander goeders waar ek seergemaak word en my kinders en so aan miskien moeilik gaan kry, het ek net besluit dood en talk to the kids. Ek het my kinders groot gemaak, so ek weet hoe hulle is en ek kan met hulle besin oor dinge, oor die lewe en so aan. Ons is almal ek het nou 'n fliek gemaak met die naam van Uitvlug en in die een karakter sê ons is maar almal 'n bietjie vrotterig. En so ek sê dit vir my kinders, hulle besef dit ook, ek is nie die wonderlike pa wat ek wou gewees het, wat absoluut vlekkeloos die ding gedoen het nie. So dit was toe op die ou en dat deur Danny se leiding vir my redelik maklik om regtig eerlik te wees en hy het ek dink hy het so amazing werk gedoen, regtig. Ek weet nie hoe 'n mens vir hom dankie sê of jy weet, lof bring aan wat hy gedoen het. En is regtig, ek weet wat daaraan gegaan het. Ek weet wat sy ekstra myle hy geloop het in terme van navorsing. Ek bedoel, hy het goed gelees wat ek onthou, as 'n kind het hy goeders genoem en dan sê ek, heerlikheid, waar hoor jy dit? Dan het hy 'n ding gaan lees oor El Debo daar iewers op die internet wat hy oor my pa gepraat het. Hy het vir my 'n ding kom vertel van my pa wat ek glad nie geweet het, wat vir my soveel vrede oor my pa gegee het. Dit is amazing geweest, regtig. Ek was diep eintlik aangeraak daardeur, want dit is 'n patroon in my lewe, die worsteling van pa wees en familie en die feit dat ek dit nie gekrek het met die eerste probeerslag en nog minder gekrek het met die tweede probeerslag en nou met die derde probeerslag is ek nie 'n regtige pa nie, jy weet. Dis amazing hoe Danny deur hierdie hy het amazing synapse in sy brein hê, want hy het 'n klomp goedes bymekaar gesit en sin gemaak van dinge en
hy het gemaak dat my ervaring in die begin, veral die eerste hoofstukke van die boek, is so 'n bietjie eienaardig, want dit is nie geestelik nie, dis mymeringe oor bestaan, jy weet, en wat doen ons hier tipe van ding, en hy het soveel sin daarin gemaak, dat hy dit soort van gekonnekteer het aan my, dit as alles in my gedagtes, as voorbereiding vir wat ek nou is, en wat ek deurmaak in my lewe, en hoe ek my lewe leef, en so aan. Yes. Hy het net 'n amazing job gedoen. En ek dink die groot hoekom ek die boek moes skryf, en ek moes daai vraag regtig goed kan antwoord, dat ek met 'n vry gemoed kan skryf, wel ek en Danny het 'n rukkie gevat, en ek dink ek het na ons deur 'n klomp goed gewerk het ek vir jou genoem daai, toe ons begin praat oor die voorwoord en goeders, toe het ek net so kort voor dit, het ek besef, hoekom enige van ons 'n boek kan skryf, want elkeen van ons maak 'n geluid in hierdie bestaan van ons, en daai geluid kan baie beteken vir baie mense, en dit was my hoop op die ou einde. Ek vertel 'n storie in die begin van die boek, of trouwens, dis die voorwoord, en dit is, ek dink, die rede hoekom die boek geskryf is. Ek het Call of the Wild, wat ek nou die dag gesien het, is een van die 10 boeke wat 'n man moet lees, het ek vir my seun gelees. Ek het dit vir Lika en Leon gelees, toe hulle klein was, en toe vir David. En ek en hy so in die bed gelê, en dan lees ek vir hom, ek het vir hom Famous 5 gelees, en die Narnia stories, en klomp Roald Dahl stories, en goeders, want ek dink is belangrik om die kind se gedagtes te stimuleer, en myne ook, want dis vir my, ek is mal oor kinderliteratuur, en toe lees ek vir hom Call of the Wild, en in Call of the Wild, dis 'n Jack London boek, die famous ene is White Fang, maar Call of the Wild is 'n amazing boek. Het gaan oor Buck, 'n wolf, hond, 'n hond en 'n wolf gemeng, en hy word kushy groot in 'n baie smart huis met net sulke matte, en dan word hy gesteel omdat iemand sy potensiaal raak sien. En dan word sy potensiaal ontgin, maar op 'n ontsaglike brutale manier word hy 'n trekhond, 'n sleehond gemaak, en daarbo in Alaska en daai wêreld. En dan gaan hy deur hierdie verskrikking van 'n bestaan, en dan later, wanneer hy werklik sterk is en deur al hierdie goed, en eintlik amper dink mense sy gees gebreek is, word hy gekoop deur 'n genadige ou wat nice is met hom en mooi voer en so aan. En dan word hierdie hond die hoofsleehond, die hooftrekhond. En dan een aand wanneer hy so by die vuur lê in die sneeu en hy's content met die wêreld, hoor hy die wolf skree. En daai klank van daai wolf ontketen die vraag by hom: wil ek hier wees of wil ek daar wees? Wie is ek eintlik? En dit is eintlik maar waaroor die boek gaan, is identity. En dan vereenselwig hy homself met sy werklike identiteit, en dan hardloop hy weg, en dan gaan hy in die woud in, na die wolwe, en dan word hy die alfa wolf daar. En my gevoel is, as daar iets is in die boek wat 'n kreet kan wees vir iemand, net of 'n klank wat hy mee kan aanklank, of sy mee aanklank kan vind, in terme van ons struggle van lewe en sin maak, en wonder hoekom moet ek so suffer, soos my ma altyd gesê. Weet nie of ons moet suffer nie. En dat daar iets is van waarde uit die boek uit, sal dit vir my net amazing wees. En jy weet, ek kan nie genoeg vir Susan dankie sê dat sy my gebel het, en vir Danny dankie sê vir die manier wat hy my lewe gevat het en amper sin daarvan gemaak het. Maar ek dink die feit dat jy so eerlik was en nie so probeer, ons almal probeer soms so voorgee dat ons so vlekkeloos is, en ek dink baie mense gaan baie meer aanklank vind by die boek en beslis baie kry uit die boek as gevolg van jou eerlikheid.
Dit is vir jou as skrywer, vir jou as mens en vir ons almal dink ek is dit die moeilikste om vir jou so bloot te stel, deur so eerlik te wees. Ja, nee, yes, dit is. Maar ek dink dit gaan die verskil maak daar buite met verkope. Ja, dankie. Ek glo jy is reg. Ja, anders dat jy weet, Is dit maar net nog 'n boek? net 'n nice dingetjie, jy weet, en ek wil nie dit moet net vir my en vir my kinders onthaal ook. Wil mense hê jy moet voel dat daar waarde aan is. Vir hulle ook, jy weet, dit gaan baie interessant wees want daar is klomp. Ons het baie openlik groot geword. Lian en Lika het albei uit eie beweging, dink ek skryf so 'n bietjie daarvan in die boek. Na my toe gekom en oop praat sessie gehad oor lewe en dinge wat gedoen is en verwyte en allerlei pyn en bitterheid en seer en vergifnis en al die goeders deurgepraat en goed. So dit gaan regtig interessant wees om te sien hoe ervaar hulle die boek is. Dis mense wat my op regtig 'n team ken so. Maar wat 'n ervaring. Dit is exhilarating om te dink daar's 'n boek klaar. Ek sê soos ek kan nie glo nie. En ek kan net lag om daai ding aan vas te hou.